soos WB Rugby Kamus vanaand. Dit was wonderlike gaste tot weet al die pad daar van die Burg af, die SB. Vir ons as Rugby Kamus te eer om vanaand vir hulle hier te hê by ons. En baie dankie dat julle ook ingeskakel is en altyd op Vrydag aan wag vir die begin van die Rugby Kamus. Ek gaan vir Otto vra om op daardie mense te groet. En dan hy nie eerlik vanaand by sou wees nie, maar ek gaan maar kom ek geleentheid om op die mense te groet. Goeienaand kykers, goeienaand almal, goeienaand Cedric. Heidelbergse mense, Nancy man, baie dankie dat julle gekom het. So Cedric sê, dis vir ons 'n groot eer en 'n groot voorreg om julle van die SVD by ons te hê. Sit en dink vroeër, sit en dink ek, toe ons die sou begin het ons geglo dat ons gaan net fokus op die Boland rugby. En goed en wonderbaarlik hier sit ons as dis nou die tweede keer wat Heidelberg hier is by die sou in goed. So dit lyk meer dat ons lyk my meer nou gaan SVD doen as Boland rugby. Of dalk 'n mengelmoes het van hulle almal in goed en so het ons meer klub rugby waaroor ons kan gesels en goed. En dit is ons doel, dit is Rugby Kamus se doel. Ons wil klub rugby wil ons 'n platform gee. Want klub rugby kry nie 'n platform op SuperSport of op die groot televisiekanale en goed. So ja, Cedric, dis lekker om hier te wees man. Ja, ek was lanklaas hier. Ek dink die kykers kan sien my hare is mooi geskeer, my baard is geskeer. Ek is reg sit, my blou brille is reg. So nee, ek is reg met die sou sit. Is reg. Die goeie brille is môre ook reg daar in Touwsrivier. Ja, kyk, daar wil ons net vir ons borge. Baie dankie sê want sonder hulle kan ons nie so 'n wonderlike sou het nie. Vir Kanako Sportwear, Monstari van Montetjie daar in Badstraat, Estron Badstraat, hulle wys dit vir my daar so op die skerm. Roxy Bar, waar die manne nog allemaal Roxy Bar kunnen nemen aan, Werner Meat Market, Linda's Guesthouse, Touwlis in daar van Omarius, en dan ons niet gevonden borg partnership met die komitee Alipad daar van Heidelberg. Ja, Cedric, ja, ek het net vir die meneer Mr. Wayne Phillips baie dankie gesê vir sy aandeel in dit wat ons vanaand doen in goed. En vir sy aandeel in die Rugby Kamus. Because dit beteken regtig vir ons baie. En dan Kanako Sport. Dis ook net so een van die groot manne wat ingekoop het by die idee begin van die jaar. En goed, en ja, ek wil weer eens vir Wilmo de Koeker, meneer Wilmo, baie dankie vir wat hy doen en wat hy beteken vir die Rugby Kamus. Cedric, ek is besig om te kyk. Ek is nou vir heel week al besig om e-posse te stuur vir groot besighede. Soos ek sien ek het vanaand besef ons nie 'n koeldrankborg, nie 'n bierborgie sit 'n koeldrankborg. Okay. Want ek wil my pens wil ek ook hê op jou size hê man. En al meneer bier gaan hom ja kry nie, want ek het probeer. So ek dink die koeldrang, die Jive koeldrank of die Coke gaan my daar kry. So dis wat alreeds sê, hoekom ek die koeldrankborg wil kry. Ja, kyk, daar gaan ons gou so 'n bietjie gesels oor die naweek se rugby wat verby is. Daar hier in die Boland die groot dag van ons. Ek het gedink ons gaan daai skiep. Maar ek weet hoekom jy nou wil praat daaroor want Montetjie klub het mos nou verloor. Ons het mos nou verloor teen Jan Goedhof sien nou wil sy praat oor die uitslaa en goed van die naweek. Ek het gedink ons gaan daai gedeelte skiep, maar ja, hy se deel wat ons nooit kan skiep nie. Ja, kyk as jy kan sien daar Robertson Rangers het ook hulle amptelik hulle rekening geopen op die puntelok op die lok van die Boland en dit kan verwen. Wat Touwsrivier 27-23, dat is span wat môre op Blouseep die Houblou House Sekondale Konjako weer aan wen daar op Toupad. Hulle eie referee braas daar. En dan het ons vir Jan Goedhof, vir Jan Hamiltons, wat gewen het 29-19 vir Bluebirds. Bluebirds het eindelijk niet 1 wedstrijd gewen en dit was voor die Blauwtrein. Dit was die Montetjie klub vir wiele geroppe daar op Bonneville. Ai, jene man. En dan Aston United het verloor daar teen Robertson Town 26-15 in Aston. McGregor, hy het ook die onderspits verjaal in Booster Balees 25-32. En dan Alberts het ook dit nie gemaakt in Swellendam nie. Ek dink jy kan sê Alberts het nie in Swellendam gespeel. Alberts het in Swellendam Heidelberg gespeel. Want daar is ook 'n klomp Heidelbergers daar in Swellendam. In Swellendam span, okay. So ja, mense, dan die skokkende een vir die grootheid daar by die Langeberg. Dit is die een wat niemand verwag het nie sou gebeur nie.
die telling is net verkeerd daar so. Dan moet 17-20 wees vir Young Gudo. Op daardie een auto, daar het julle nou gewen. Kyk daar wen julle die wedstryd. Ja, Ik geloof niet. maar Mondrian Club kon nie dit maak teen Young Gudo nie. Ek dink Hila het goeie voorsorg gekry wat hulle daardie enige wen teen jou auto. Dis kom met die blaasband ook nie gehad. Daai wen het geblaas. Cedric, Heel die band, daar was hij band. Hoeveel keer gevraagd voor die wedstrijd, voor die tweede span wedstrijd begin. Hulle moet net geraas maak, muziek maak. Wanneer daar 'n 3 gedruk word. Hulle moet nie tydens die game, die mense die hele 80 van al twee games maak hulle muziek, hulle luister na niemand nie. Dit was nogal baie verkeerd van hulle man. Daar was 'n reels gewees vir die dag. So jy's 'n besoeker. Hou by die reel wat daar vir jou gegee word. En hulle het net nie gehou by die reële en goed nie. So daai was nogal baie onprofessioneel en dan net voor halftyd sê jy was die kommentator by daai game. Net voor halftyd het die bestuur van Young Gudo mos op die veld opgeloop. Het jy al uitklaring gekry waaroor dit gegaan het sê? Jy's mos daar op Bolandse bestuur. Blomsep nee, ek is op die Bolandse bestuur. Maar wat ek weet is wat daar gebeur het is, blykbaar het 'n speler van hulle laat gekom en hy was nie by die uitkenningsparade gewees nie. Okay. Toe het Mondrian Club probeer dat hy ook speel. En dit was alle bestuur die veld op gaan met hom. Dit is hard fokus. Ongelukkig wat hy iedere keer sê hy speel weer van die veld af kan. Hulle kontinueer sê dit sak. Hy kontinueer aan die Okay, so die reël is toegepas. Dit het toegepas dat hy uitkenning nie toe. Kan nie speel nie. En dit is maar nou dis mos reël. Dis die reël ja. En ek dink eers dis Bolandse reël ook. Is 'n SARU reël dus. Ek dink is vir alle veral geld vir almal. Hulle het probeer hulle miskien hulle gaan bevoordeel. Hulle met 7 man hulle speel. Dit het ook nie gehelp. Ja, mense maar genoeg van dit. Anders word ek weer gekruisig. As ek net weer op straat loop deur die blou mense. Hulle het al liever my in die kerk gekry het gesê hulle gaan verloor 10.000 vir. Want ek sê altyd die na verloor 10.000 vir. Ek gaan nie vanaand sien julle gaan môre betaal vir doen. Bou blou. Ja, Cedric, sê snaaks het jy nog gesien, ek is nog steeds die enigste span wat vir Robertson Town gewen het. Ek is nog steeds die enigste span. Aston United het probeer laasweek, hulle het wraggies reg gekry. So ek is nog steeds, ek wil net hê jy moet daai stukkie statistiek moet jy daar in jou sak druk en dit hou by jou. Ek is nog steeds die enigste rugbyklub in die Boland wat vir Robertson Town gewen het. Nie by my tuisveld nie, op hulle tuisveld Cedric. Op hulle tuisveld, nee. En Cedric Sieder 2022. Sieder 2022 het ek vir Robertson Town al 2 keer gewen. 2 keer gewen op Graveyard Park. So ek is die enigste klub ook wat dit 2 keer kon doen. Okay. Ja, maar ek wil net hê jy moet daai stukkie statistiek met in 'n sak druk en hou dit daar sit. Nelo, jy gaan nie sê hoekom hulle gewen het nie, maar baie geluk. Ek vir Robertson Town gewen. Maar jy kon nie vir Young Gudo wen nie. Kom ons gaan verby daar een. En ja mense, dan gaan ons 'n bietjie gou na die streek uit daar toe. Ek weet ons gaan nog nie dit beskerm met nie. Daar was ook 'n interessante rugby gewees. Laas Vrydag aan het ons Mess of Derby. Maar die mense sê maar dis nie 'n derby nie in Montetjie. Ek wil nou net gesê het. Jou mense sê dis nie 'n derby nie. Dis nie 'n derby nie. Sê dis 'n derby, wat noem julle dit? Net as twee klubs in 'n dorp of twee bure teen mekaar speel, is dit 'n derby. Nee, dis nie 'n derby nie. Dit sal nooit 'n derby wees. Nie eens Montetjie Villiers en Young Turbos, United Stars en Young Warriors. Dit sal nooit 'n derby wees, want hulle is nie dorpie, hulle is op die buitewyke. Maar nog 'n ding wat ek wil terugkom is die Warriors het laas week, die vorige week, die week van tevore, die begin van die jaar het hulle gesê, hulle gaan besef hulle moet 5-0 gee. En mense sê hulle weet nie of hulle dit tot op verklaar wat nie. Maar daar was so mens. Die plaat hoe kyk. Hy het weer wat so mense wie daar die wedstryd. Maar ongelukkig dat die onderspots gedeel van daardie wedstryd. 28-50. Dat is wat ek sê teen so. Ja, sê jy het 4-3 afgestaan sit, né? Nee, 3. Gewoonlik breek jy ou uit op 50% maar. Nee, Maar jy vergeet hoeveel die opponent aangeteken het. Die opponent het 4-3 teen hulle gedruk. Nee. Ons gaan dit regs. So wat sê dit van die defense? Verstaan coach Wiewers, verstaan? Lousie het net 3-3 gedruk hoor. Nee, hulle het 4 gedruk sê. O, okay, jy sê 4 goed. Maar baie geluk sê dit. Hulle gaan môre na die kant daar van Sierbrak toe. Gaan maak die manne trots. En maak die dorp trots.
En ek weet die ander ou gaan nie die bal kan trok van môre nie. Maar genoeg van die Boland. Ons is hier by die SBD. Hierdie manne het al die pad daar van Heidelberg gekom. Klein dorpie, mooi dorpie. Wat hoe nooit in Heidelberg rugby gespeel. Ek kan hom sê dat hy my pad rugby gespeel. Baie mooi dorpie, oulike veld. So Otto, ons gaan begin daar by die man daar langs jou. Dat hy hom voorstel wie hy is. En wie hy is en wat 'n span hy verteenwoordig vanaand by die Kamels. Goeienaand kykers, ek is Jason Nieuwenberg. Ek is die eerste span van Heidelberg se kaptein. Baie dankie. Dan kan ons die man langs my. Ek kan maar presies self doen, man. Goeienaand kykers, ek is Brenwell Liman. My Heidelberg se eerste Heidelberg die onderkaptein van die eerste span. Baie dankie, maar nie ook met ja, kan jy is rustig. Is rustig. Jy het al man al gesit in die huil van die voor die kamera kom so. Nee, Heilie. En dan gaan ons Harry meneer lyk baie na iemand wat ek baie goed ken hier in Montetjie. Hy het familie om Tous. Om Tous is familie van hom. Hier in Montetjie. Jy geweet Otto, hy is om Tous en neef. Ja, Tous en Kolonel, wie was dit neefs? Dis ek kom om te so breë bors loop hier in Montetjie. Ja, want hy weet hy nie vir die stasiekommissaris. yes, hy weet dit. Okay. Ons gaan by daardie manier om. Ek het hom voorstel, wat is hy doen by Heidelberg? Hoe lank is hy betrokke by Heidelberg rugby? En ja, en homself op voorstel, né? Goeienaand kykers. Ek is Kalen Wevers. 2 jaar nou, afgelope 2 jaar is ek hoofafwagter geweest van die A-span. Ja, om Tous is 'n onbekende figuur nou by my, maar my broer is afgelope 3-4 jaar hier so op die stasie. Hy is die stasiekommissaris so. So toe ek inkom toe verwar hulle my met hom, want ek weet nie waar die mense my ken nie. Ja, maar dit is nou dit. Hy is my ouer broer, is nog 'n broer in die dorp, hy is die oudste. Maar ja, ek het waar alles begin dit by Robinson begin. Ek het daar my geleer speel. Ek het gemove Heidelberg toe. Grootendeel het ek my rugby by Heidelberg gespeel. 4-5 jaar nou betrokke by die afrigting. So dit is kortliks die paadjie wat ons uitgevolg het waar nou weer laat staan. Dan gaan ons sommer oorgee aan die meneer net langs aan die hoof af. Goeienaand kykers, ek is Roger Williams, assistant coach vir die Heidelberg eerste span. Ek is van 2005 af deel van die klub. Ek was 'n speler eers geweest en my coaching het begin by ek was in 'n ongeluk geweest, so na die ongeluk het ek bietjie betrokke geraak by die coaching spanbestuurder van die tweede span en in 2024 was ek aangestel as die tweede span se hoofafwagter. Ons het ook daardie jaar die liga gewen van die B-afdeling in die Premier Liga van die tweede span. So ja, niet by die eerste span. Ek het voorheen first team gespeel soos Coach Wevers en die ander manne. Ek en die kaptein en die onderkaptein het ook saam gespeel. So ons kom 'n paadjie in. Ja. Ja, Otto, daai net vir jy vir die meneer wil praat. Ja, ek wil maar net by Coach Wevers wil ek maar net weet dat ek hoor hy swaar die afgelope 2 jaar as ek hoofafwagter by Heidelberg. Ek was al sit net ter inligting hoe ek was al in Heidelberg en ek het al rugby gespeel. Wat 10 keer jare terug het ons al pas daar rugby gespeel. Okay. Ek kan nou meneer Winston Philander met sy blou bus en my nog op ons nog op ons daar al skaap gewen daai dag. Ek was daar met al skaap op en daai skaap op ons in Montetjie kom die skaap op. Ons voer sop en braai. So langs die pad gebraai. So ek het daar gespeel op by veld. Ek weet dat mense gebly oor kan hy veld dat ek ken aan Betty Blau wat op vandag Olinas se suster daar gebly Poppy dan Meyers is hulle van Meyer Bernard Meyer ja hy sê male daar in die oorkant van die veld gebly Poppy. Dis hoe ek ken baie gekom op daar sit. So nee, dis my mense dis my mense. Ja, maar Coach Wevers, ek wil maar net weet. Jo, ek dink julle was 2 keer
As nou was laatst jaar julle tweede keer wat julle die beker deel. Nee, ons het was die eerste keer laatst jaar. verlede jaar het ons vastgeval in Evergreens in die finale. Ik denk die telling was 1917. 21-19. Maar die jaar voor dat het is gedeel met Groot Brakrivier. Okay. So julle was dan 2 keer in die finaal gewees van die SVD. 2 keer al 2 keer ongelukkig gewees. Gaan dit 'n derde keer weer gebeur of wat is die plan? Ongelukkig was ons 4 keer in die finale geweest. 4 keer. Yes, 4 keer. Dis geskiedenis. Ons het dit nie gemaak daai keer nie, maar ons wil nie terugkyk daarop nie. So vir hierdie jaar, ons het niks ander roete nie. Dit is beplan dat ons weer ons koers gekry het om finaal te gaan speel. En met ons beplanning en strategie voor vroeg in die jaar, ek en coach Roger, kaptein en die ander coaches, die tweede en die derde span, het ons missie uitgesit waaraan ons gaan werk. Bietjie bumps gekry nou op die oomblik, sien wat ons verwag het nie, maar ons is nog nie van koers af nie. So die plan is nog steeds om in die finale te speel hierdie jaar. Baie dankie coach. Alhoewel julle kykers 4 keer in die finale gewees. Ek dink dit gebeur in die Boland nie. Elke jaar ander 2 mense wat finale speel. Ja, ongelukkig. Dat was die jaar, ja. Maar Professor Williams in Rouders so gespeeld het. Hoe doen hulle toe so wel dit nog nie 'n man gehad. Daai wat hulle die boys wil te sê. Ja, dit nog Hulle het 'n man, hulle moet dit in die game wees, nog uit dit. Nee. Coach Webers, toe Ian Robertson was, voor jy nou Heidelberg toe wat het hier rugby gespeel in Robertson en maar posisie hier speel in Robertson toe jy nou Heidelberg toe. Maar posisie die daar gespeel en waar jy gou gaan begin byt om na die afronding gedeelte te doen. Op Robertson, ja, die voetsporen maar daar geloop waar ek ingetree het. Ek het by Robertson aangekom, ek dink was 1999 by die klub self. Bietjie derde span gespeel daar so, maar ja, binne die eerste 2 jaar toe ek in die first team gekom daar so. Ek was gelukkig om die laat Ellen Williams nog te kry speel daar so met Jerome Smith hulle, Daniel Smith hulle, en nog 'n bekende naam John Gordon hulle, Harold Jansen hulle. Dis ouens wat amper die first team uitgegaan het toe ons beland het in die first team daar so. So dit was my baie lucky zone geweest in tydperk om hy ons nog te kom kry en bietjie die kennis op te bou wat hulle vir jou kon gee daai. Daai is almal legends nou daar by Robertson op die oomblik. So ja, ek kon nie lank daar bly nie. Ek het by die polisie diens aangesluit en ek is op Heidelberg. By Robertson Town het ek my rugby begin op Jelagter en aangeskryf by Heidelberg toe en iemand anders het my potensiaal daar raak gesien en ek was by ouende op fly-off inderdaad so. Ek het my rugby seker, ek dink ek het meer as 15 jaar daar gespeel op loskakel. In die tydperk het ons 'n finaal gewen in 2007 wat ons in die premier ingegaan het. En wiens ander wyse het ons weer uitgekom daar so. Dis weer die president is. So in 2018, 17 het ons weer gepromoveer na die Premier Liga toe waar ons nou nog tans is. Ons het dink daai eerste jaar het ons verloor in die semifinale wat ons ook die finale kon haal, maar ons het vandat ons gekom het in die Premier Liga het ons gerigting gehad. Ons ja, ek dink ons is gebou om daar te speel elke jaar in die top 4, semifinale en finale. Ek het bietjie gewag om dit jaar en ja, in die ouderdom het bietjie ingeslyp. Ek het my posisie verander. Ek het nommer 8 gespeel in die tweede span waar ek bietjie daar rondgehardloop het vir 'n paar jaar voor ek uitgetree het. Die uittrede het eintlik gekom by COVID-19 wat alles gestop het. En toe COVID-19 verby is en goed het ek maar okay, die boots opgehang en besluit luister, ek gaan by afwagting betrokke raak. En so die gegroei tot ek nou staan hier so as hoofagter van die klub. Baie dankie, Ja. Coach Webers, ek nou net jy ek glo julle volg ook seker wat die top 12 van die Boland so wat hulle like die kom en goed. Ek weet ons het Montague Club het al 2 nie die jaar nie, maar die vorige jaar het ons friendlies in die hulle gespeel. Meer as 1 keer, ek dink toe na 23 en 24 het ons friendlies in die hulle gespeel. Ons was net ongelukkig om die jaar die hulle te kon speel.
Wat was die ouens te laat wakker geskryf moet die klub op wat julle maar net besluit julle wil. Ek dink julle het in Swellendam toe gespeel op Vrydag. Nee, Julle het op Vrydag teen 'n Boland klub gespeel. Robertson. Was dit 'n vriend teen Robertson Robertson Town. en Bottervier. O, dis hoekom okay, nou verstaan ek hoekom julle vir Robertson Town gekies het. En die moet die klubie want die viewers se ja, nou maak alles sin. Maar ja, maar coach viewers, ja, julle het sê dis 'n mooi storie die man. Die dat hulle so competitive is en ja, en in die top 4 van die SVD is. Top 4 van 'n Unie, dit is groot, dit is massief. Dit is ek glo enige klub se droom om deel van die top 4 van 'n Unie te wees. En joh, daar is mense so coach ek wil regtig hê dat julle moet die nommer 1 wees in die SVD man. Ek wil hê dat die visie soos ek glo dat is die visie om die top eerste plek te vat en goed en nommer 1 te wees en het hulle die jaar coach het hulle die jaar deelgeneem aan 'n Eastern Navy toernooi of iets. Was hulle iewers Ons was die tweede keer wat ons in die Ibrahim Patel Paasnaweek toernooi deelgeneem het. Verlede jaar was dit nou was eerste keer gewees. Hierdie jaar het ons gedink dinge gaan beter gaan, maar ja, ongelukkig het ons dink 6de plek geëindig in die toernooi. Maar die toernooi het ons aangepak as 'n leerfase. Ons moet regmaak vir die liga. En ongeag waar ons geëindig het, ek is happy oor die deelname wat ons kon kry daarso. So dit gaan nie oor waar jy eindig nie. Dit is net preparation vir die seisoen omdat dit so vroeg in die seisoen plaasvind. Ja. Ek dink dit sal nie 'n slegte ding wees vir enige klub om daar deel te Ja, neem. maar die klub het ook coach hier en die Telemas toernooi gaan jullie aan Wellington. Die kry ons wag is 'n 66 pad klaar. Dis die eerste. En toen is ooit die grootste grap hier in die boele. Toen is ooit die grootste grap in die boele. Wat gebeur is. En toen net 2 weke na dit, toen wen ons zo van Robertson Town. Toen is ons nou in die Jalte. Toen is nou weer allemaal zijn Jalte. En allemaal is nou net, hou blauw, en goed. So ja, is waar wat hy sê, die toernooie moet nie gaan om dit te wen. Gaan om deel te neem en te leer uit. En te bou op. En jou spelers moet maar nou game time gee en posisies. En posisionele ja, skrywe te maak en te toets en goed. Maar coach, ja, sê ek, die COVID-19 het ek my ook nogal baie dinge gebring, baie positiewe goed gebring. En goed. Ek weet, sy was ook nogal 'n coach sê gewees. Ek dink ek wat 'n kwaliteit, wat moet ek hê om 'n coach te wees? Wat sal ek weet daar was 'n storie gewees dat een van die kwai afrigters, ek weet nie wat alles in Koetsie op iemand was, het nog nooit op iemand het nooit rugby gespeel nie, maar hy was 'n coach, maar hy het nooit rugby gespeel van tevore nie. So ek wil nie hê, ek wil nie hoor dat hy moet dan 'n keer rugby agtergrond het. Soos ek het ook al my jare toe ek jonger was rugby gespeel, maar ek was nou nie goed in die rugby nie. Nou gaan ek kwalifiseer vir coach. So wat 'n coach, wat is die requirements om 'n coach te wees? Eerstens, jy moet nie vermoed om te kan kommunikeer nie. En soms gaan dit net oor rugby coaching nie. Soms kom jy met ander goedjies te doen, so jy moet 'n persoon weer vestig dat hy homself kan vind of 'n beter persoon kan kom maak is. Dit begin maar alles by almal by die huis. Maar soms is jy nie goed genoeg en dan moet ons dit daar by die rugbyveld eens regkry. Ja, en om met mense te kan werk, is maar nie myn doel, ja. Want jy kommunikeer en jy werk met mense met ander verskillende agtergronde, so jy moet kan absorb en dit op 'n beter manier dan kan express vir die ou. So coaching is dit is meer dis dan net rugby coaching nie. Dis van die breë spektrum. Yes. Dan manne, kan ek daar vir die kaptein, kan ons so die kaptein om my kiezer. Kaptein kan ek gou jou. Julle speel behoorlik die Barbarians. Ons speel Barbarians. Wat sal jy as jy nou Barbarians vanaand die program kyk? As jy nou Barbarians die program vanaand. Wat sal jy by Barbarians sê? Waarom jy wat kom maak julle môre daar Mosselbaai? Geen het nou sou dit vir die mense Mosselbaai. En wij zijn zeer goed mensen, maar hij is speler, hij is rugby-speler. Hij is het wat speler van Mosselbaai Barbarians. Zeg wel, wat kom maar jullie morgen daar met jullie? Ik zal nog niet voor hulle sê wat ons morgen met hulle gaan doen nie, of gaan maak nie, maar elke jaar Barbarians is
precies, is hard. Kijk, in die premier ongelukkig, daar is nog niet nog een span wat nou eindelijk, nou in ons, hoe kan ik nou zeggen, wat op ons level kan competen is. En ongelukkig is Mosselbaai Barbarians eindelijk ons grootste derby. Alhoewel Rubbisdal Blues ook nou in onze liga's. Maar Mosselbaai Barbarians, derby. Het zal altijd de derby zijn en het zal altijd hard wees. Ons weet dat we gaan komen. Ons weet, zoals ik zei, ik is eindelijk excited voor naar elke game. Of die opbouw naar elke game toe. So, ik ga nog niet, ik wil niet voor het praten. Ik is een man, ik ga mijn ding doen op het veld. En mijn troepen gaan samen met dit doen. KP, met die e-mail dat jou toen nooit willen aangeven. Bij jou als kapitein, wat ervaring was het voor jou om jouw troepen en haar te mooi te laten spelen? Hoe kun je dit ervaren daar zoals jullie toernooi? Jij en je troepen. Bij die 3 dagen later. Zoals coach Weber gezegd het, ons uiteindelijk maar, voor mij was het of voor die span was het maar eindelijk voorbereiding voor die liga. En ons is hier gewoond aan om 3 dagen achter elkaar te spelen. Dat is maar nou maar onze tweede keer. So, voor ons gaat het eindelijk ook maar spanbouw. Ons vat hem als een spanbouw. Maar ons gaan niet net voor jullie weet wat moest gebeuren op een spanbouw. Maar ons gaan eindelijk om ons te gaan preparen voor wat voor ligt. En vooral zo spannen als in ook kijk, die spannen wat is nog gespeeld onze eerste game die donderdag aan. Die machtige Safkool. En voor mij was het, ik heb nooit getwijfeld in die mannen niet. Ik geloof altijd in die mannen. En ons het gewijs, ons kan ook bij worste level kan ons compete. Maar voor ons als span, ik geloof dat zelf volgende jaar zal het beter gaan, want ons weet waar we het gaan. So, dat is eigenlijk maar preparation voor die liga. So ja. Die maandag. Ik heb ook nog gespeeld. Yes. Ik heb met zo'n week eigenlijk ik heb aangedreven. Ik wil eerlijk voor die toernooi aan. Zo'n scala gemaakt. Ik wil bij Dwyer, ik kan in de take-off. En ik kon zien Dwyer bij ons in de rol. Toen ben ik in mijn kom voor take-off. Het is slecht gevoeld toen je die man zijn aanvat. En toen weer over de loop zijn. Waar je eerst gaat in van, man. Ik denk eerst ook steeds maar vat die man zijn. Ik moet niet man zijn op vat die. Waar je gedenkt, toen dit gebeurde van, wauw, ik zie mezelf. Waar je nog bij jezelf gevoeld, dat kan man niet meer tegen man. Kijk, ik zei altijd voor die boys, als ze op een veld opdagen en ons allemaal kennen elkaar, allemaal vadana en ik is een man, ik hou niet van Nana Fatih OCC hier om vrienden te maken of iets hier. En ik denk hij heeft nog eens geluisterd aan wat ik gezegd heb, maar ik heb nog niet bedoeld dat hij niet die man zijn hand moet vatten naar die game hier, want ik meen, op de einde van die dag is het sport. So je moet deel, ja. Maar je hebt er beide goede nagegaan. Al 3 weten, ik heb ongelukkig geweest, die waren net die recht op al teren. Ik denk die zaterdagse in, zo is het niet definitief probleem. Nee, onze... Sorry, om niet aan te komen, ons heeft die zaterdag gewin. Ons heeft voor Britsden, yes. Die maandag moeten we eigenlijk die plaat. Ik moet die plaat gespeeld. Ja, daar is weer heel moet zo winnen. Ik zei niet man, en dan kon zien dat het zo beetje. Ik weet ja, heel weer in de bijen. Ik wil niet op een natveld kon spelen die maandag. Ja, ons heeft die eindelijk geen weer op Heidelberg, so ons is hier gewoond en die geen spelen. So ja, zoals ik gezegd aan het begin, om 3 dagen achter elkaar rugby te spelen, ik meen maar dat is uitputtend en hoe kan ik nou zeggen, ja, die mannen zijn lichaam hou niet, want die maandagochtend toen opstaan toe net, ja, die vandaag, maar ons moest gaan vechten.
Also, wat sal u sê het die maandag speel loop na die wedstryd? Dat julle aanvaar dit in by julle. Ja, ek wil net by Jason aansluit. Die idee om op die level te compete waar ons compete het by die tournament is donderdag harde ene. Is Saterdag harde ene. Daar is nie tyd vir recover nie. Dit is net 'n ding omdraai en dan moet jy wil gaan. Dis hoekom die manne sig maandagoggend so gevoel het. Maar in terme van die wedstryd, bietjie met beserings gesit. Ouens wat gespeel het was ook half gewees, baie wat ons maar gesmeek het, luister. Kom ons go, het schiet te go en whatever. Maar dis grootendeels wat eintlik gebeur het. Partykeer was 'n sleutelspelers uit weens 'n besering of kan nie die maandag speel nie. En bietjie afgewyk van die plan af. Dit is grootendeels. Ek dink konsentrasie is die myn ding wat daar plaasgevind het. En grootendeels is 'n bietjie afgewyk van die plan af. Vir die naweek, vir die wedstryd. Ook die anti-ego om Cedric, in die physical thing. Cedric, ek sit en kyk na die manne se tees, die spelers se tees en die coaches se tees. Tees, dit verskil man. Nou sien ek op die players se tees is 'n Gold Cup bitch. Ja, dit is Gold Cup ja. So ek wil by die vice captain weet. Hoe voel dit om Gold Cup rugby te speel? Ja, dis mos ander level. Dis nasionale level. Dis nie ideaal of ietsie op provinsiale, dis nasionaal. Yes. Hoe is die gevoel want dit is seker 'n droom wat enige klub rugby speler het om in 'n Gold Cup wedstryd te speel. Hoe voel dit? Wat is die gevoel? Het jy gespeel in die games? Ja, ek het die laas jaar gespeel, maar die vorige jaar het ek gespeel teen Safkool. En ja, dit is baie, jy's excited want dit is die eerste keer wat ons toe Safkool gespeel het in die Gold Cup. Nee, ek is verkeerd, 2024 het ons teen Safkool gespeel in die Gold Cup. En ja, dit is excited geweest en opgewonde en nog stressvol ook. Want dit is 'n span by jou in, jy is nie gewoond aan hulle nie. So dit was stressvol, maar jy weet, dit is op 'n ander level. So dit gaan harder wees as wat jy gewoonlik speel. So ja, maar ons was voorberei vir dit en ons het dit aangepak as span. Ons het ongelukkig ook nog nie daar gewen nie, maar dit was 'n learning proses, 'n learning curve vir ons. So ja, dit was goed en ek weet ons het baie geleer uit en die ander ding is ja, dit is op 'n ander level. Dit is vinniger as wat jy gewoonlik en dit is harder. So ja, jy moet fisies wees en ja, en om teen Benjamin hulle te speel as jong man, ek was nie soos ek nou was, ek bietjie skraler gewees en hier kom die groot oom aan vir my. So jy jou man kan staan. Ja. En dit is wat ons presies gedoen het. Ons het ons man gestaan. Al het ons dit nou nie gedoen soos beplan het nie, maar ja, dit was goed geweest vir ons. Ek is bly. Dan het jy die laas jaar ook Gold Cup of die laas jaar. Ja, ons het laas jaar Gold Cup gespeel, ja. En ek glo julle het gekwalifiseer om die jaar weer te speel. Die reël verander hierdie jaar. Nee, in die verlede was dit die ouens wat klap het gespeel in die finaal kwalifiseer outomaties vir die Gold Cup. Maar hierdie jaar het hulle 'n ander reëling gebring dat die eerste ronde is ouens wat eerste ook gaan die eerste keer ons kwalifiseer in Gold Cup. Ja, shit. Hulle moet dit eintlik die vir die in die Boland ook doen. Dis seker alweer hoe Montetjie klub aan gaan kom. As ons top bly in die eerste ronde, dan gaan ons kom kwalifiseer vir Gold Cup sit. Hy sal ook kwai wees. En sê die hulle sal nog Hulle vyfde, maar hulle kwalifiseer vir die Gold Cup. Vyfde. En laat ek jy die derde plek, die tweede plek het gedeel. Net een verloor. Die val ek van daar na vyfde toe. En dan ou wat verloor het, ek moet aan hom. sit. Hy sê gewoon wat die nuwe reël wat Boland gemaak het. As jy 'n span wat laaste lê op sy veld met 'n 50+ wen, dan kry jy nie 5 punte, dan kry jy 7 punte. Jy kry 2 ekstra punte nou, dis wat Montetjie klub hoor gaan doen op ons gebied. Hulle gaan weer weer. Ja. Wat die assistant coach, hy's kan ek sien hy's lus om 'n vraag te antwoord. Harry man, dit is al honger. Ek sien Amka maak hy net so na die mic toe, maar hy is net besig met die coach en die keepie gewees. So was nou by die assistant coach. Assistant coach Savannah weer Chris Williams.
Williams, ja, coach Williams. Coach Williams, hoeveelste jaar is het nou wat hij betrokken is als een coach bij Heidelberg? Die jaar is die 4 jaar als coach. Dus ik zei, ik was 2 jaar of 3 jaar bij die tweede span en die jaar is de eerste keer bij die eerste span. Cedric, wat ik zie, wat ik achterkom, die bij die in die SVD, of niet net in die SVD bij Heidelberg is. Dat alle coaches wel lang, jong, hier in die boelen. Als die mannen hier zijn, jullie zijn een halve seizoen, als die mannen weggestaan. Lijkt me, die mannen doen iets recht, als hulle zo lang van. Coach Williams al 4 jaar, coach Wiebers is ook al zeker 3+ jaar. Ja, hij heeft 15 jaar gespeeld, of is het maar niet die liefde voor die club, of die liefde of voor die bestuur, ja, maar dat is lang van die ouwens. Want ik kon nou Montige Club zit nou voor die laatste 3 jaar, elke jaren aan de coach gehad. Ja, maar ik wil dat zeggen, de Heidelberg, ze bestuur, doen iets recht. Die ene ding wat hulle recht doen is, hulle hou bij hulle huiskinders. Oké. Afgelopen is het gespeel bij die club. Zoals hulle gebruik, hulle ken die cultuur van die club. Hulle weet wat hulle in die club aangaan, die netty gritty goed. So, hulle wyk nie af van 'n plan af nie. Jy het dus ook pas sê, julle hou 'n coach nie langer as 'n jaar nie. Hierdie jaar julle kry nou weer die derde avond van die seisoen. Je wacht zit. So, die derde avond van die seisoen. Hulle het avond gehad van Robertson, van Woester. Hy het nie gemaak toe by die vereniging toe die weg. Hy het avond gehad van McGregor, Ryan Williams. Hy het ook nie gemaak toe by die liefheid toe die weg. Nou het hulle vir Ankelkie, coach Ankelkie is daar omkend. Van Robertson na die verloor, Sarah Tinian, Boerop toe te kalies ook uit. Ankelkie moet gaan, hy het ook veel al ben. Maar toen sê ook nie dit nie, so hy moest gaan, dan gaan hulle weer 'n 4de avond kry, by die 1 jaar sit. En hulle kon net volgens my het Montige Club gedink. Min avondes uit van die dorp self. Hulle ken nie avondes van die dorp self. En elke maand het van hoor, in McGregor, in Boetse, hulle ken nie hou nie. Heidelberg, Cedric, kan ons aanbeweeg naar die volgende vraag toe, my vriend. Praat, man. Cedric, kom ons los dit. Ons het vir Heidelberg hier vandaan, Cedric. Cedric, ons het kykers aan die SVD wat ingeskakel is. Hulle ken nie die coach Ankelkie goed nie. Hulle ken nie, ons praat goed wat die mense weet. Oké. Kykers, julle kan hoor Blousie Bater weg van dit af, né? Ek is hier by die assistant coach. Coach, toe jy die spanbestuurder was, of jy sê van die club by die club, hoe het jy omgeswaai gekom van spanbestuurder en afrigting toe? En was het vir jy moeilik of was het vir jy maklik geweest om hy omskakeling te doen? Dat was niet recht moeilijk geweest. Dat was eigenlijk baie makkelijk geweest, omdat ik deel van die cultuur was van die span. So, ik was, als amper zo zei, huisraad. En je raakt gewoond aan hoe dingen gedaan worden. En zoals die andere man ook gezegd had, je moet maar net je oor gewoon op je rechte ding doen. Oor op je gewoon doen. En dan, je kapt net al aan. So, toen coach begin raak, toen raak het nog makkelijker. Want die mensenbehouding en die bestandhouding met die spelers toe ons gespeel het. En dan is ook nog mannen wat misschien nog kans op wat. So, dan moet jy balance. So, ons was die vorige jaar was ons as spanbestuurder, so ons het hy communicatie gehad en ons het gepraat oor hoe ons wil speel in termen van gameplans en die traditie binnen die span en die cultuur. Maar wanneer je coach raakt, nee, dan moet je rijden begin implementeren. Die omschakeling van spanbestuurder naar coach toe was eigenlijk makkelijk, uitdagend maar makkelijk. Omdat we zo een hele klomp jaren in ons ken elkaar. Ja, dat was makkelijk geweest en dan die mensen of die spelers met jou kans. Als je niet kans aan krijgt, dan is het maar die feit in een woedeloze zaak. So. Coach, toe julle nou, ek gaan goed na die paas en die toernooi toe. Wat se ervaring was het vir die 2 jaar Afrika om deel te neem aan die toernooi jare?
soos vir my was dit die eerste keer die jaar. Ek was nie laas jaar deel van die coaching staff van die first team nie. Maar die jaar dat was 'n ander tipe experience geweest want jy moet soos die kaptein gesê het, die donderdag aand het ons eintlik ons beste rugby gespeel. So die manne se liggame was hier, ons het hierdie 'n budget, ek en coach was dit 'n budget om die manne vir recovery te vat en dan moet ons nog motivate en dan as 'n manne wat verlang huis toe jy wil huis toe gaan en dan dis al hy tipe van goed wat omswaai in die game self het. So dat was eintlik moeilik geweest Saterdag aan want Saterdag aan kon jy sien daar's niks meer nie. So die Patel tournament is 'n goeie ding maar dan kyk ons ook aan die impak wat dit het van die dinge na ek kan weet dan sê dat Robertson Town hulle net hulle game na teen Montreal Club speel so hulle gewoon was ook iets so of die games achter elkaar so te spelen. Ja, maar Cedric, ja, maar dit is Coach Williams, as die waarheid. Ik heb gesê, ik heb by jou daarvoor ook op Facebook sit wat dink ek nie waarom was. My ding is as jy vir Robertson Town wil wen sit, dan moet jy dit beplan vir die volgende jaar. Nou wat gebeur is eindig 4de in jou streek. Eindig 4de die jaar in die liga teen Robertson Town. Eindig 4de. En Robertson Town eindig 1ste. Dan gaan jy volgende jaar vir Robertson Town. As die loks opgestel word, die games, dan kry jy vir hulle net na die Easter tournament. En dan kan ze hulle dalk wen. Alhoewel hoe ze hulle kan wen, jy moet hulle kry na die Easter tournament. Easter tournament vergeet vir jou. Sit, hy eet vir jou. Maar dan is het mos nou soos Bluebirds laas jaar. Bluebirds het ook gewen na die Easter. Na die Easter, dus al ons was net gelukkig. Maar ek wil nie weer 4de eindig, ek gaan 1ste of 2de eindig. Ek gaan nie weer, ek wil hulle wen volgende jaar voor die Easter tournament. Jy het gesê, so pas gesê dat julle gaan weer 4de eindig, so hou by die 4de eindig. So dit wat jy eintlik sê is dat Robertson Town weer aan eerste wees en dan jy gaan 4de wees. Cedric, maar dit is regtig die as jy dis die taktiek wat jy moet dit. Eindig 4de, Robertson Town eerste, jy 4de. Volgende jaar as die fixes opgestel word, dan gaan nie vir hulle na die Easter tournament, na 'n Easter tournament kry. Gaan julle kry. Ja. Gaan jy hulle kry. Ja. So jy jy moet nou bid dat jou span die jaar goed doen daar in die wingerd waar hulle tans speel. En dat hulle volgende jaar kan opkom. En dan Cedric, as hulle bo is, dan motiveer jy vir hulle om 4de te eindig. Dis al wat jy doen. Dan kan jy dalk ook hy eer om vir Robertson Town te wen op Robertson, né? Baie dankie Otto. Ek is hier by die assistant coach. Coach, toe julle se ligas nou begin. Gemengde Welsla. Ek en Mr. Hoyners redelik in kontak met mekaar. Gemengde Welsla was daar gewees. Môre se wedstryd hoor ek speel teen Mosselbaai Barbarians. Die voorbereiding vir die week. Hoe was die voorbereiding vir hierdie week gewees? Jy moet niks uitlaat om te sê hulle gaan dit en dit nie, maar ek bedoel, hoe was die voorbereiding met die ouens op die veld vir die naweek wat nou vir môre se wedstryd? Maandag het ons 'n bietjie verhoor geoefen vir die vakansiedag. En ons wil graag almal daar gehad het, né? Dat het nog nie so gewerk nie want die seisoen speel ek nou al, dis nou koud en nat en baie van die groter manne, die voorrye en die tyd 5 is bietjie grieperig en siekerig geweest. So ons het nog gestaan nog koppe by mekaar gesit, hoe ons gaan maak en maar wonderbaarlik gewoonlik op 'n donderdag en dis almal weg. So gestaan kon ons allemaal 'n goeie sessie insit van die manne of daar's net een of twee wat dit gaan maak wat swak siek is so en dan het ons 'n besering of twee ook nog so maar vir die week se voorbereiding dit was redelik goed geweest as laas week. Die week het ons meer gewerk aan wat ons gefouteer het, scrims en die line-outs, ons function gewoonlik
is gewoonlik af daar so. So omdat daar heel nuwe manne ingekom het nou so 60% van die span wat oor 4 jaar final gespeel het, is nog daar, maar die nuwe manne is hulle 'n aanpassing van die tweede span manne wat ingekom het so. En dan manne wat van buitekant af, 2 manne wat van buitekant af kom so. Die aanpassing is maar dit is daar, maar dit is bietjie meer stadig as wat ons gewoond is aan. So ek glo vir môre teen Barbarians, dis weer 'n perd en 'n ander kleur so. Gewoonlik speel ons beste rugby teen hulle want soos die kaptein ook gesê het, dis ons derby. En hopelik kan ons môre verhang teen hulle. Die bord is waar. Ja. Dan het ek weer onderkap in. Manne. Open up like. Open dat dit go. Ek sien ek het vooroor gesit toe die eerste vraag daar by Otto. Hoe lank is jy al deel van Heidelberg rugby? En hoe lang speel jy nou al in Aas van Setup? En hoe vind jy dit as speler? 3 vrae op baie een. Hoe jy dit Ja, ik heb van 2016 af begin rugby speel voor Heidelberg. Ik is nu die 10 jaar betrokken bij Heidelberg, maar ja, dat was 2 jaar in die 10 jaar tijd wat ik niet rugby gespeeld heb. Als gevolg van geestelijke verplichtingen. Bij mij kom je altijd eerste, rugby tweede. Ja, toen voor first team toen nog 24. Ik heb mijn standpunt gemaakt om eerste span te spelen. Ik heb begonnen op die banken. Tot en met laatst jaar wat ik weer vastgemaakt heb op mijn positie, 7 flank. Ja, om onder coach Wievers te spelen, ik kan onder innere coach spelen. Want ik is een rugby speler, voor mij gaat het niet over wie mijn coach is. Ik is daar om rugby te spelen, onder een coach Wievers te spelen, als je een probleem hebt, want ik doe wat de coach van mij zegt, wat de coach van mij vraagt. Dat is je probleem. Ja, dat is eigenlijk lekker. Want ons twee samen rugby ook gespeeld in de tweede span. Ons tweede lekker communicatie gehad, want ik was die flank en hij was die 8e man. Ons hebben een goede communicatie gehad, nou doen ze het op de veld ook. Ja, dat is geen probleem om onderom te spelen. Daai ouens van hulle wat ons willen dan moet. Daai spelers wat ons willen dan moet. Wat 'n boodskap het jy benaderd vir hulle? Ja, ik zal zo'n boodschap terug aan hulle gee. Ja, kom huis toe man. Want dat is key players geweest. Marco September was center en dus Marcelino senior was een voorspeler, een stud en dat was key speler. Maar ons musselen, maar die plan gaat aan. Nou hoor jy, stuur die manne huis toe man. Ja, ons moet nog Soenendam speel. Soenendam verras mense, hulle verras. Hulle doen regtig goed. Hulle doen tweede op die loop, né? Ja. As om Benny Balhooi wat vanaand besluit dat Leicester die top 12 begin volgende week. Dan gaat speel hy Soenendam top 12 man. Dus kom ek wil hê ons moet daai spelers wegkry. Ons daai spelers weer moet se wendele, julle moet maar soos julle vir Domingo gevat het. Wat julle vir daai man ook terug man. Julle kan mos sien op kant kies man. Ja, kyk ons het so 'n lekker studie gehad van Heidelberg. Ek weet nie wat sy naam maar wie sy span is Domingo sê. Ja, hy het lekker gespeel, hy het sit en akker gespeel. Hy het lekker gespeel joh. En laas week, ek dink dat laas week, toe kyk ek maar wat die lyk hier, maar ek wow, ek sien die teams op Facebook en goed, maar ek sien nêrens die Domingo van nie. Dan word ek op baas die kom en ek ons kry swaar in die strims joh. Dan vra daar langs die veld vir Cyril hulle gevra vir iemand. Maar dan was hy Domingo lyk hy. Sê dan, nee, hy kom ons terug, Heidelberg toe weet ek. Ja, die mense, nou weet hy klom, nou weet iets ander die voer, hy klom sy die swaai. Wat er Maar meer ek op het die Bonneville Bluebirds kyk. Toe was Domingo se ma ook daar by die game gewees. Ek Ek het aangeneem as hy maar met so grys polletjie gery. Toe die langs my gesit en kyk die game. Toe neem ek aan nee wat as hy maar ook nou al die game kon kyk. Das die klonk vas by Belglo. Nee, wat is dit? Hy klonk gou daar. Hy sê ja,
Sê dat nie ek maar. Ek wil maar gou sê wat gebeur het. Jy weet nie. Okay. Ek gaan maar nou die hats uit die hoed uit pluk en maar sê wat het gebeur. Hoe Domingo terug is huis toe. Okay. Julle wedstryd teen Woesterwilliers. Okay. Kry ek 'n oproep die Saterdagmiddag daai so 04:30. Ek sien dis Mr. Wayne. Yes, middag. Wat ek kan as ek sê, ek is by die huis. Ons sê nee man, ons is op die veld. Ek en 'n paar van die komitee man, ons is op die veld. Ons speel op maar in Montikie. Ja, 04:30 sê. Ja, ek wou speel met die Wayne. Ons het gekry vir 'n koffie. Ja. En na de wedstrijd komt daar weer op en zo gaan en daar sê die man aan my, die man skip kom al. Hy het gedacht die laaste wedstrijd al gespeel. En my direkte woorde was die mense kyk klaar swaar op strik. Nou kom pak julle nog. Ja. En jy voel nie aan 'n paar auto dat is 'n probleem. Maar sit ek wil meer vir jou. Ek wil meer vir jou sê. Vat Ik wil net gezegd, die mensen zeker een stok zullen moeten doen. Zij weet wat het is in jaar gebeurd met wat ze spelen met McJohn. Ons gaan af met McJohn is een speler af van Hamlet in die series. McJohn komt Montikie toe, hij gaat over Montikie club spelen. Toen komt hij voorzitter, die niks dag en ik kom af met McJohn. Die en Montikie vat hem terug Hamlet toe. Nou al wat Seth voor mij moest gedoen het, Seth moest voor mij gezegd het. Boy sê, dit is wat nou gebeur. Dan het my voorzitter in sy voorzitter gekom en Waggie sieke hy het weer toe gery en vir Domingo gaan al. Maar nou is het bietjie te laat, maar niks is te laat. Ons kan nog steeds 'n plan maak. Ek gaan met die 5 van jou manne weer gaan weer toe. Sê, waarmee dit is? Dis maar net by. Maar niet op mijn... Sê, ek gaan môre toe serviet en as ek sien daar's 'n speler soda. Ik zie daar zo te spelen gaan, want ja, daar gaan alle dingen gebeuren zitten. Nee man zit. Ja, kijk, ik heb nou zo pas verneem dat die man in die land is een vriend van mij, een jarenlange vriend van mij. Zijn neef, wat je zegt neef of wat is van je? Dat is jouw oom. Kevin Niemann, heeft ook gespeeld daar bij Heidelberg. Ons hebben ook gespeeld. Kevin baie goed, hy was 'n loskakel. Hy man het geskop. Ek weet nie daar is 'n vraag wat dom vir ek nog gemaak het vir dom so voor sê dom my maat. As dan nou 'n man wat net uitgaan en skop as 'n daai man. Ek maar jy nou plan. Kevin, ek weet nie kyk dit nou nie, maar ek gaan definitief 'n foto neem Samaro en ek gaan dit vir jou stuur. Dat ek jou familie vandaan die bieder bekam ons hadden. Ik heb later naar hulle gesê hulle ken vir hom Soppie en al die familie. Ik was daar Soppie sê dat hulle paar keer saam met Kevin gewees. Ek het hom nie daar en jy moet seker aan kan. Maar dit lekker op julle manier. Dit was lekker geweest. Kevies en alles. Ek gaan by die wys begin. En dan kan jy wys maar dat jy my so aanpas tot daar met die kaptein. Wanneer jy dat elkeen van hulle afrigters, toeskouers en hulle medespelers so kort boodskap moet gee van môre se wedstryd. Net so kort motivering. Hulle sit pas nou hier, daai span wie te kyk nou daar. Hulle so kort motivering moet gee. Yes. Môre se wedstryd. Motivering van my kant af is, kom ons oor die plan boys. Is wat ek doen van die spelers. Yes. Kom ons oor die plan wat die coach is van ons bewaar. En ja man, ons is in die BK, ons is vechters. Maak die saak wat die eindtelling is, ons dan die volgende na weer recht maak. Maar vanmorgen is de game is, kom ons speel tot die batter einde toe, soos net die BK kan speel. En ons is die eerste Heidelberg span. So ja man, lekker rust, kom ons vat dit morgen. Van my kant af wil ek ook net sê vir die toeskouers en vir die spelers dat het mag nou lyk asof ons regtig nie meer is, maar op die log is ons nou 7de, maar het is nou 'n lang journey, so dit
dan gaan nog gebeur, nee. Ons moet net begin glo en begin meer vertroue hê te mekaar. So ja. En ook baie dankie aan Rugby Kamus vir die geleentheid. Ek waardeer dit. Dis vir my eerste keer so ek was 'n bietjie sien die agter. Om op TV te praat oor ek het my van my familie raar so sê en as hulle maar kyk as so die klimmetjies hulle raar kom wat hulle sê daar jy was op TV so dankie manne ek waardeer dit. Ik wil ook dankie sê vir die uitnodiging wat is gekry van die Rugby Kamus af. Het is de eerste keer wat ik kom en maar was een beetje zien weer achter. Ik mezelf, maar vanaf van die aand, ik denk, zoals Bruno heeft dit niet gekomen. Dat lijkt mij helemaal gegaan. Maar dat is fijn. Voor de toeschouwers daar op Heidelberg was de 2 dagen geweest, niet een naweek gehad. Ook George Evergreen, die tijd net uitgeloof voor ons. Ons was in die fight geweest, 26, 21. Tegen dit geloof. Verleden week heeft ons niet goed gedaan, baie zwak gedaan, ook goed brak. Maar zoals Coach Wouters zei, die voorbereiding was baie positief die week. En ons spoelen nog steeds. En ons morgen terug bij die ijs. Waar, ja, ons die 16e speler daar bij ons kant. Morgen is voor die toeschouwers morgen. Ik wil graag dat jullie een comeback morgen op je verjaardag. En ja, ik denk ons gaan ons beste morgen leveren. As die manier dat ons gaan terugstaan vir ons baie barbarians sien. Ons is nou nie die ouens wat op sosiale media mekaar aanvat nie. Ek dink niemand van ons coaches kom daar nie. So ons sal as goed van ons taak moet môre. So baie dankie vir almal, baie dankie aan die kykers en ons toeskouers by die huis. Ja, die man het nou allemaal basis alles gesê, maar ek sê altyd vir die boys, dit gaan nie oor hoe jy val nie, maar dit gaan oor jy opstaan. En die son sal definitief weer morgen skyn. En dis my woorde elke week aan die manne, as ons nou nie aan die wenkant was nie, maar ongelukkig kan daar net een wenner wees op die einde van die dag. En soos die coach gesê het, ons het net uit tyd gehaal. Maar Heidelberg gemeenskap, ons sien vele morgen op die veld, en ons gaan julle weer trots maak morgen. Ek glo daaraan. Ek glo in die span. En ek glo in die plan. En ek glo in onze coaches. En glo julle in ons. En dan sal die resultate kom. Baie dankie. Dat is Cedric, laat ek ook sommer iets sê vir die Heidelberg gemeenskap. En vir Heidelberg, ja, ek wil sê, ek wil gehad het nog, die technician moet die lok van die SVD opsit. Want ek het net toe ek kyk, toe sien ek hulle les 7de, ja, en die coach het nog gesê. Maar ek dink dit was nou week 5 mag gewees speel, week 5. So dis nog bietjie vroeg, ja, hulle 7de daar sit en hulle is maar nou by elkeen maar nou hulle 5de wedstrijd gespeel. So ek dink die pad is nog lang, die pad is nog weer. Hoeveel wedstrijden speel julle jaar? Julle is 12, so ek dink julle speel 13 games. Ons speel 11 games en dan skakel ons oor na top 8 competitie toe. So die bottom 4 val weg automatisch. Die gaan onderaan toe. En dat zit er knock-out voor die top 4 spots. Ja, shit. Ons het eigenlijk maar, laten we nemen, ons mensen is hier gewoon dan verloren. Ooit hulle bederf in de maat. Dat komt zo zwaar zit bij ons. Oké. Moet tenminste weer die joy terugbrengen. Yes. Nee, coach van Rugby Kamus se kant af baie sterkte man. En ek weet julle gaan terugkom. Julle gaan terugkom weer na die Rugby Kamus toe nog die jaar. Wanneer julle eerste of tweede in die top 3 lê. Dan gaan julle terugkom en dan gaan ons dit saam celebrate die. Ek sal dan vir ons nie 'n hoendertjie kry nie sê, dan sal ek vir ons man 'n steak kry, 'n ordentlike beefsteak kry. Wanneer die manne nou weer kom, because daar gaan ons hulle journey gaan ons kom vier. Want ek glo wat ek gehoor het vanaand die van Heidelberg Rugby Club is 'n bewys dat soos die inspreker sê Heidelberg Kaap. Ek het gedog al die Heidelbergers is akteurs, soos Errol van Simondelaan en so. Maar ek sien net, die man kan rugby speel, brother. Errol het ook seker op 'n stadium rugby gespeel, maar ja. Maar jy kan sien, Heidelberg Kaapse manne, hulle kan rugby speel sien.
Want om 4 keer in 'n finaal al te kon speel en goed, is 'n bewys dat daar's 'n rugby trots daar in daai dorp en goed. En ek is bly man. En ek is glo dat hulle gaan die jaar weer goed doen. En hulle gaan weer vir Heidelberg trots maak, hulle gaan weer hulle ondersteuners trots maak. En weer terugkruip na die top 3 plek of top 2 plek toe. Maar sê wat ek nog gehoor het met die coaches, die laaste 4 van die bottom 4 wat val na die ander liga toe of na die liga onder, hy val basis. Julle sou mos al lankal geval het sit as hy hier boelang was. Daar is hulle al lankal geval het. Ja, sir. Ja, ek kan baie Benny Hendel met baie goed deel. Ja, hulle is al lankal in die wanneer ons speel. Kijk, is baie dankie ooit gekom aan het einde van 'n baie wonderlike program. Dit was vir my baie lekker om vir Heidelberg te hê, die afrigters en die kapteine. En dan die komitee, die Heidelberg komitee wat ook hier is in die agtergrond. Baie dankie dat julle al die pad daar Heidelberg te kom het vanaand. Ek weet julle speel nog môre baie belangrike wedstryd. So sterkte met môre se wedstryd en soos die kaptein gesê het, ons gaan julle weer trots maak. Hy glo nog aan die plan en dit is wat hy moet doen. Jy moet glo in die plan. Jy moet behou by die plan. Voer die plan uit wat die afrigters wil hê. 'n Afrigter wat nie 'n plan het, is vir doellose rugby. En ek kan hoor aan die kaptein, hy sê die afrigter se plan gaan ons bestiek. So 'n hobby dit so coach sterkte vir môre. Gaan maak die Heidelberg gemeenskap trots. En ek weet en ek glo ek gaan vir u ook dit sê dat einde van die seisoen gaan ek dat blou CB tafel sit. Dat die trofee daar neersit en sê hier is ons. Yes. Ons het dan in die finale omgedraai. Ons het die bordjies verhang. En ons het die trofee gebring vir die Rugby Kamus. Hier staan hy. So sterkte met die seisoen. Julle sal definitief in die top 8 bly om in die volgende rand in te gaan. So hier wil ek die trofee sien. En as julle huis toe gaan veilig ry. Okay, baie dankie om sê. Dit sal einde September wees. Ek dink ons finale is altyd gebaseer hier rondom September 27ste, 28ste. So net die naweek aan. As jy lus te wag te wees. 100%. Nice positief. Ja, kyk, is baie dankie dat jy ingeskakel het vanaand by die Rugby Kamus. Ek weet julle die program sal ons geniet vir al die mense daar in die Heidelberg en die SVD. As julle nou op die skerm kyk, daardie manne daar aan die onderkant. Daardie manne is in partnership met ons met die Rugby Kamus. Mr. Wayne en sy troepe daar. Hierdie manne is ook die manne wat die Heidelberg Rugby Club op hulle hande dra. En jy kan sien dat die Heidelberg span lyk pragtig, hulle lyk mooi. En daar is die manne wat leiding neem in die klub en selfs in Heidelberg om hierdie spelers en die klub op hulle hande te dra. So Heidelberg gemeenskap wees trots op haar komitee manne wat daar staan. Vir dit wat hulle beteken, dis 'n klomp ou vriende. Die eerste aand toe was hulle vertel hoe stout en goddeloos hulle bolling was. Hulle was baie stout geweest. Baie goddeloos. So jy kan sien daar sit hulle. Almal daar kom goddelose manne geweest. Maar Mr. Wayne het my gesê hy het geglo daaraan as hy met 'n bottel whisky begin het. Maar dat bottel binne 5 na 10 minute toe leeg wees Otto. So dat die volgende bottel ook kan kom. Ja. Maar die storie agter dit. Heidelberg in mense in die bolle wat kyk. Daardie manne het hulle almal hulle harte vir die Here gegee, een vir een. En hulle is almal op die geestelike pad. En dis waarom hulle harte oop gegaan het vir die Heidelberg Rugby Club, waar hulle gespeel het, wat hulle deel van is. En so het hulle harte ook oop gegaan vir ons hier by die Rugby Kamus. Otto, ek is nou jammer, ek moet nou ongelukkig dit sê. Daar kom net 2 t-shirts van die komitee af en jackets vir ek en Dwayne. Ek het nou nie jou bygesit nie hoor. Okay. Baie dankie. Nee, is reg sit. Ek wil net ook 'n laaste ding sê sit. My oorlede pa nee, was ons 28. 'n 28 nommer gewees. Nou my pa het vir ons 'n ander ding gelees. Ek kry die 26, 27 en die 28. Maar hy sê my kind, jy moenie een van hy 3 kiesie.
En as die laaste ding wat jy ook nie moet kies is 'n 25. Dis 'n fifth column. Dis 'n jong wat jy weet dat hy regspreker is. Dan sê ek sien hoe vanaand so. Ek sien hoe vanaand is 'n fifth column wat 'n 25. Ek wil dan met jou 26 of 27 wees, maar ek wil nie 'n 25 wees nie, man. So ja, sê, dankie vir die regspreek, man. Sê hy stip wanneer hy weg en hier sê hy nou wag hy sê net 2 teasers en 2 jackets bestel. Nee, sê man is hy reg wanneer nie. Maar man, veilig ry terug en dankie dat julle die moeite geag het om te kom. Ons waardeer alles. Ek wil net weer vinnig vir alles borge dankie sê die komitee. Ons sê aan mekaar vir julle dankie, Kanako Sport, Hoemode Koker en almal daar by Kanako, baie dankie. Oupa Jacques Niel daar by Monspa, baie dankie Oubas. Ja, jy sê jou winkel ek nou mooi, nuwe gebou sit. Nuwe gebou en alles, jou Oubas se winkel ek mooi. Roxy Bar daarvan meneer Gavin van Sail, Tagee, policeman, Roxy Bar en Linda's Guesthouse. Mr. Gavin van Sail, dankie vir alles wat jy beteken vir ons. En dan die jou groote Mr. Werner Robert van Werner Meat Market. Dankie Oupa so elke week sy stukkie vlees en alles wat die vir ons doen, baie dankie is waardeer. En dan Oupa Mario Julius van Julius in, baie dankie. En dan Oupa Robbie McAlpine, baie dankie vir alles, dankie Oubas. Ja, is bietjie baie Oubas. Maar ja, dat is allemaal my Oubas. Al my Oubas, baie dankie vir alles wat julle beteken vir Rugby Kamus. Sê ek waardeer regtig dit wat hulle doen vir ons, because ons met die min probeer ons regtig baie doen en ek dink hulle sien dit. Hulle sien wat ons probeer doen. So ja, baie dankie vir alles. Dan die ouens agter die skerm ook, vir Nilo en vir Monroe. Baie dankie manne, ek waardeer wat julle vir Rugby Kamus doen. Baie dankie almal. Daar sê, mooi aan. Tot ziens.